Dit is 'n pragtige lentedag. Die son skyn en dis warm. Heidi kan die hele dag lank buite bly en blomme pluk en sy het dus rede om gelukkig en tevrede te wees. Maar iets het vandag gebeur wat eienaardig was en wat haar pla. Eers was die dominee daar en toe kom Tannie Dete skielik. Wat wou Tannie Dete hê? Sy was 3 jaar lank weg en Heidi het haar al amper vergeet. En hoekom het oupa haar gestuur om buite te gaan speel? Ek weet dit was seker nie maklik vir u gewees nie. Maar wat kon ek anders gedoen het? U was die enigste een op 'n week wat kon laat bly. Ek het net nie 'n ander keuse gehad nie. En u kom ons goed met kinders oor die weg. Hoe moes ek gemaak het al om u? Ek kon nie werk kry in Durflee nie. Die enigste plek waar ek wel werk kon kry was in Frankfurt gewees. En waar sou ek daar moet daarheen gaan? En ek was self ook vreemd. U maak dit glad nie maklik vir my nie. U moet bly wees, ek neem maar nou saam met my. Dit het lank geneem, maar nou is ek uiteindelik in staat om te weet hoe ek vir haar gaan sorg. Jy wil haar saamneem. Ja, ek neem haar saam. Ek het regtig sulke goeie nuus vir u, weet u? Heidi het 'n kans wat net 1 uit 1000 kinders kry. Ag nee, wat praat ek, 1 uit 100.000. In Frankfurt is daar 'n familie, die familie Zeseman. Meneer Zeseman is die rykste man in die stad en meneer Zeseman het 'n dogter en haar naam is Clara. Luister nou mooi. Zeseman is lief vir sy dogter, maar Clara is verlam en nou soek 'n oulike klein dogtertjie wat by Clara kan kom bly en die private onderrig met haar kan kom deel, sien? Sy sal in die huis opgeneem word soos 'n tweede dogter. Ek weet dit want ek werk by familie van die Zesemans. Toe ek die eerste maal daarvan gehoor het, wou ek dit nie glo nie. Maar die huishoudster juffrou Rottenmeier het my persoonlik daarvan verseker. U sal net nie glo hoe mooi die huis is waarin Heidi gaan bly nie. Dis 'n groot ou Frankfurtse huis met baie vensters en 'n swaar voordeur. En in hierdie huis sit Clara nou die hele dag in 'n reistool. En sy kan nie uitgaan nie want sy kan nie loop nie. Meneer Zeseman doen alles vir sy dogter, maar hy gaan baie dikwels op reis en Clara het nie 'n moeder nie. Die arme kind. Meneer Zeseman gee haar alles wat haar hart begeer. Hy het selfs vir haar eie onderwyser na die huis laat kom. Hy leer Clara nou alles wat sy moet weet. Sy het meer speelgoed as al die kinders by ons in die dorp tesame, maar sy's nogtans die hele dag lank ongelukkig. Sy lag nooit. En daarom het meneer Zeseman en die huishoudster juffrou Rottenmeier my gevra of ek nie van 'n speelmaatjie weet vir Clara nie. Natuurlik het ek dadelik aan Heidi gedink. Alles van Heidi vertel wat ek weet. Ek het presies beskryf hoe vrolik sy is, hoe slim sy is, hoe gou sy iets verstaan. Maar glo my, dis glad nie so maklik nie. Dis moeilik om juffrou Rottenmeier tevrede te stel. Sy's baie streng, maar sy's goed vir Clara, dit moet 'n mens toegee. Nou ja, die res van die storie ken nie. Dis waarom ek hier is. Ja, dit het ek sommer verwag, weet jy. U is nou heeltemal sprakeloos oor die goeie nuus wat ek vir u gebring het. O, ek is so trots en so gelukkig. Nou, wat het jy nog om vir my te vertel? Ek dink seker ek het dit alles uit my duim gesuig, maar iets verkeerd. Dit was vir my snaaks dat u die hele tyd nie met my praat nie en nie bly lyk nie. Nou ja, ek het nog nooit eintlik veel te sê gehad nie, maar enige ander mense het van vreugde in die lug gespring het oor sulke goeie nuus. Nou gaan vertel die nuus dan vir die mense wat lus het om te spring. Nou luister jy 'n bietjie na my. Heidi is al 8 jaar oud en sy kan nog niks doen nie. Sy weet ook van niks nie. Sy kan nie eens lees of skryf nie. Sy kan nie eens somme maak nie. En nou moet ek hoor onder in die dorp wat u nie wil toelaat sy skool toe gaan. Dit is my saak. Ek weet beter as julle almal saam wat vir Heidi goed is. Het jy my verstaan? Heidi bly hier. Heidi is my oorlede suster se kind en ek is verantwoordelik vir haar geluk. As u my daaroor hoef te wil sleep, doen dit dan gerus, maar wees verseker ek sal wen, want elke inwoner van Durflee sal saam met my stem. En jy kan my glo, hulle sal maar te bly wees om dit te doen. Sy moet skool toe gaan. Hoe anders sal sy oor die weg kom wanneer u nie meer daar is nie? Ek verstaan nie eenvoudig nie. Heidi kry die kans van 'n leeftyd en u gaan te kere asof ek haar iets slegs wil aandoen. Maar dis nes, u wil ons kan maar weer 'n keer daaroor praat wanneer ons eers eenmaal in die hof is. Is jy nou uiteindelik klaar of kan jy aan nog iets dink? O ja, en jy sal verbaas wees aan hoeveel ek nog kan dink.
Solank ek hier is en met u praat, sal u maar net na my moet luister, of u nou wil of nie. Toe ek laas hier was, het u my hier weggejaag, soos 'n brandsiek hond. Maar nou hoef ek dit gelukkig nie meer te duld om my so deur u te laat beledig nie, want u sien, ek het intussen 'n dame geword. En u weet sekerlik hoe mens jou teenoor 'n dame moet gedra. O ja. Sê u nog steeds niks nie? Nou goed, as dit is hoe u dit wil hê. As u my nie wil antwoord nie, dan moet daar maar ander mense hiernatoe kom en hulle sal wel weet hoe om u tot ander insigte te bring. Ek is jammer, maar dis hoe u dit wil gehad het. Dis nog genoeg. Hou op daarmee. Goed, neem maar saam met jou, maar moet haar nooit weer terugbring hierheen nie. Gaan leer haar dan wat julle dink sy moet leer as julle so slim is. En as jy die onsinnige geklets waarmee jy hier aankom en die verspotte veer op jou hoed verstaan, dan wil ek liewer niks daarvan weet nie. Hy my verstaan? Ja. Laat hy dan self besluit. Sy's oud genoeg, sy weet wat sy wil hê. Ek ken haar, sy sal nie wil gaan nie. Daarvan sou ek in u plek glad nie so seker gewees het nie. Wie weet hoe jy haar behandel het. Ag, maar jy is dom. Ons sal nog sien wie van ons twee die domste is. Waaroor het dit alles gegaan? Nie hoor en daaroor. En? Ek het jou oupa gevra of jy maar saam met my kan gaan en weet jy wat, hy het ja gesê. Is dit? Jy gaan saam met my Frankfurt toe. Maar ek wil nie weggaan nie. Kom nou, Heidi. Frankfurt is 'n groot stad. Jy sal baie daarvan hou. Daar's so baie om te sien. Maar ek wil dit nie sien nie. O, ja. Ek weet Tannie bedoel dit goed, maar ek wil nie gaan nie. Heidi, jy sal tog nie weet of jy wil saamkom nie. Sit nou jou hoed op en kom. Luister hier, ek het spesiaal die hele eindpad gekom net om jou te kom haal en kyk nou net hoe stel jy my te leer. Maar dis mooi hier, ek wil hier bly. Jy sal nog baie meer van Frankfurt hou. As jy alles kan kry wat jou hart begeer, dink net. Ek is seker daar's baie goed wat jy aan sal kan dink, want elke kleindogtertjie het mos iets wat sy baie graag wil hê, nie waar nie? Nee. Nee, ek wil niks hê nie, ek wil hier bly. Heidi, jy weet nie wat jy sê nie. Ek kan nie saamkom nie, ek moet vir Snoekie oppas. En buitendien is dit nou lente en dan kan ek nie weggaan nie. Kom maar weer in die winter, dan gaan ek en oupa saam. Dit sal nie vir altyd wees nie, Heidi. Kom nou maar eers saam en kyk hoe dit daar lyk. En as jy nie daarvan hou nie, kan jy sommer dadelik weer huis toe kom. Ek sal nie daarvan hou nie. Ek kan nie saamkom nie, Tannie Dete. Ek het beloof om vir Petrus se ouma te gaan kuier. Sy word baie hartseer as ek nie kom kuier nie. Maar jy kan van Frankfurt af ook vir haar kom kuier. En dan kan jy vir haar geskenke saambring. Wat se goed. Net wat jy wil. Daar sagte wit broodjies in Frankfurt. Sy het al baie keer gesê sy kan nie meer die swart brood so goed met haar tande byt nie. Sy het nie geld om vir haar wit broodjies te koop nie. Jy kan vir haar 'n hele koffer vol wit broodjies koop. Heidi kon die middag nog goed onthou, toe Peter se ouma die brood maar weer moes neersit, omdat dit al so oud en hard was. Sy was destyds so jammer vir die ouma, maar sy het nie geweet hoe sy haar moes help nie. Sy sou graag haar eie brood vir ouma wou gee, maar dit was ook hard. Sy het begin hou van die idee om vir Peter se ouma Frankfurt toe te gaan, om vir haar sagte brood te koop. Sien my Tannie Dete, kan ek vanaand al weer terug wees? Vanaand? Maar ek het jou mos beloof, Heidi. Jy kan dadelik weer huis toe kom as jy lus het. Sal ek vir oupa ook iets kan saambring? Ja, hoekom nie? Ons sal beslis vir hom ook iets kry. Te pak. Kom, ons moet gou maak. Wees net soet en trek jou manteltjie aan toe. Goed, Tannie. En vir Peter 'n bokfluit. Natuurlik. Kom, maak gou, Tannie Dete. Ek wil by die huis wees voor dit donker word. Wag eers. Wat's dit nou? Oupa, ek gaan saam Frankfurt toe om wit broodjies te koop. Totsiens, tot vanaand, oupa. Moenie weggaan nie, Heidi. Kind, wat het sy jou nou alles beloof?
Heidi, wil jy na my ouma toe gaan? Nee, ek gaan Frankfurt toe. Haha, dis vir jou 'n grap. Dis glad nie 'n grap nie. Ek gaan saam met Tannie Dete. Ja, maar Frankfurt is mos vreeslik ver. Ag, is nie so ver nie. Ek is vanaand weer terug. Dis Pieter, Tannie Heidi, Dete. nee, wag, kom hier. Dis al te laat. Ons het nie tyd om te praat nie, man. Maar Pieter is my beste vriend en ek wil na sy ouma toe gaan. Jy kan ure lank met haar gesels wanneer jy terugkom. Toe kom nou. Nee, laat los my. Ek wil Pieter van die wit broodjies vertel. Heidi, bly hier met my asseblief tog nie alleen nie los. Heidi moet jou nie aan hom steur nie. Luister nou vir my. Los my. Tannie Dete, nee. Dit gemeen. Peter, jy sal maak dat ek my nog doodskrik. Moet jy so hard skreeu? Peter, gaan jy dit weer buite toe vat of moet dit nou hier op die tafel bly lê? Hy kan in elk geval of hy week lank na skool en bly trek so vreeslike gestig. Dan het hy dit seker maar verdien. Peter, wat is dit met jou? Het jy met die kinders stry gehad? Nee, ek het nie. Jy weet ek begin nou bekommerd raak oor jou. Nee. Ag, wat is oor Heidi? Sy is so gemeen. Dit het haar saamgevat Frankfurt toe. Nee. Ek het dit self gesien. Hoe kan sy dit wil doen? Maar Heidi kon seker niks daaraan doen nie. Sy kon, sy het saamgegaan, dit is erg genoeg. Los die kind hier. Dete, los haar hier. Dete, bring Heidi terug. Sy is al wat ons het. Dete. Dete. Tannie Dete, Pieter se ouma roep my. Kom, ons het nie tyd nie. Maar sy het my geroep. Ek moet na haar toe gaan. Ek kan nie vergeet dat sy blind is. Ag, hou tog nou op om te kerm oor hierdie ou ouma van Peter. Maar ek is baie lief vir haar. Ek wil net vir jou een ding sê, Heidi. As jy wil hê ons moet vriende bly, moet jy nie weer so vir my skree nie. Ek het nie geskree nie. Los my. Dit sal die dag wees. Ek wil teruggaan. Kom ek help vir ouma nou, ouma se stoel toe. So ja. Sy sal weer terugkom, moenie bekommerd wees nie. Sy sal beslis weer kom. Bedaar tog, ouma. Brigitte, ek glo nie dit het haar die waarheid vertel nie. Ek voel dit. Ek weet net nie waarom nie. Waarom met al my ja laat gaan. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10. Daar's Heidi. Maar dit is snaaks. Alles so na is snaaks. Mama, kom kyk, hier kom Dete met Heidi aan. Nee, dis onmoontlik.
Hy Dieter, dit lyk of jy gelukkig was, hè? Ja, Hai, het hy al sommer net so laat gaan, Dieter? sy het uit haar eie saamgekom. Is hy? Ek gaan saam omdat ek wit broodjies wil hê. Ja, jy kan dit kry net soveel soos jy wil hê. Ek dink dit word nou tyd dat sy behoorlik opgevoed moet word. Totsiens. Ai. Wat dink jy daarvan? Ja, ek kan my nie voorstel dat hy haar uit eie vrye wil laat saamgaan het nie. O, liewe Vader. Ek hoop net Heidi kom terug. Ek wil die kind graag weer sien. Sy is altyd so vrolik. Sy sal terugkom, bedaar nou, ouma. Sy is weg. Ek is so lief vir haar. Ek was elke môre so bly as sy gekom het. Ek gaan hom nou vertel wat ek daarvan dink. Pieter. Maak oop, Pieter. Ek weet jy moet daar binne. Maak oop. Peter, wag. Hoekom hardloop jy weg? Kom terug, Peter, asseblief. Is goed jy het gekom. Jy al iets geëet vanmiddag. Net die helfte. Nou kom man. Hoekom is sy weg? Hoekom het oom dan vir Heidi weggestuur? Sy het niks verkeerd gedoen. Sy wou gaan, ek het dan nie gestuur nie. Wou sy uit haar eie uitgaan? Nee, dat kan ek nie glo nie. Is waar. En sy sal nie weer terugkom nie. Maar sy... Heidi het stad toe gegaan. En die stad verander 'n mens, dit sal haar ook verander. Heidi sal nie verander nie, ook in die stad nie. Heidi sal haar hele lewe lank ons Heidi bly. Of hoe? Peter.
Gemeen, ek dink dit is gemeen. Heidi! Heidi! Gou tannie Dete, anders gaan ek nie vanaand terug wees nie. Ek kan nie vinniger loop met hierdie rok nie. Ek het al 3 keer amper Hoekom gestruikel. het tannie dan so 'n lang rok aan? Almal in die dorp dra kort rokke. Heidi het net so vinnig as wat sy kon die berg afgehardloop. Sy het vasbesluit dat sy vir Pieter se ouma witbroodjies gaan koop en nog betyds gaan terugwees vir aandete. Sy het geweet dat haar oupa nie daarvan hou dat sy laat by die huis kom nie, en daarom was sy nogal half vies vir tannie Dete. Hoekom het sy so stadig geloop? Het sy dan nie geweet dat Heidi beloof het dat sy altyd by die huis sal wees voor dit donker word nie? Heidi sou nooit kon droom dat sy haar oupa nie daardie aand of die volgende aand weer sou sien nie. Dit het baie lank geneem voordat sy besef het hoe ver die stad Frankfurt regtig is. Eers was die treinry vir haar lekker, maar toe onthou sy haar oupa en sy word baie hartseer. Wat sou hy sonder haar doen? Sou hy regkom so alleen? Hoe sou dit met hom gaan so alleen daar bo in die berge? Wanneer sou sy hom en Pieter se ouma en al haar vriende weer sien? Frankfurt? Wat moes sy daar gaan doen? Heidi het 'n bietjie nagedink en 'n besluit geneem, maar daarvan vertel ons julle volgende keer.